Goeiedag en baie welkom by die derde aanlyn boodskap vir 2026 se groot lydensweek. Kersfeestyd, Paastyd, verjaarsdae, familieetes, alles het een ding in gemeen en dis lekker kos en lekker eet. So lees ons in die Bybel ook gereeld hoe mense rondom tafels bymekaar gekom het. Ek wonder sommer die reuk van kos en wyn, die reuk van lekker kos. Waaraan laat dit jou dink? Of aan wie laat dit jou dink? Ek lees hierdie week hoe iemand skryf: die hemel is 'n lang tafel vol kos en wyn en vriende wat kuier. Dis vir my so mooi. Die beeld van hemel as hierdie plek waar mens lekker eet en om 'n tafel met geliefdes kuier. In die tyd van die Bybel, mens sal sê in die tyd van Jesus, het mense byna slegs 2 maaltye per dag geëet. Middagete en aandete. En meestal van daai maaltye het bestaan uit brood en uit gars, en so hier en daar sou jy groente of vrugte of bietjie vleis aantref. Daar word vermoed dat tot en met 90% van die mense in die Bybelse tyd het onder die broodlyn geleef. So wanneer jy aansit vir ete, of genooi word vir ete, dan is dit 'n reuse voorreg. En dit gaan oor meer as net kos. Dit gaan byvoorbeeld oor sekere plekke wat jy aan tafel gaan sit of nie gaan sit nie. Pierre Du Plessis, die skrywer van hierdie boek, Jesus ryk na midde in stof, het een keer in die moeilikheid beland by 'n kerkganger, want hy het gesê, Jesus is 'n lekker ou, want lekker mense word na troues toegenooi. Die teks by waarby ons vandag stil staan is Johannes 2, vers 1 tot 12. Die baie bekende teks van Jesus wat saam met sy ma 'n bruilofsfees bywoon. Jy is welkom om die video te pause as jy dit gou wil deurlees in Johannes 2 vers 1 tot 12. Maar Jesus is hier by 'n huweliksgeleentheid. Op die 3de dag, in daai tyd het die huweliksgeleenthede byna 'n week aangehou, op die 3de dag raak die wyn op. Jesus beveel hulle toe aan om die 6 klipkanne vol water te maak. Klipkanne is deur die Jode vir hulle reiniging gebruik, en toe hulle die water uit die klipkanne uitskep, toe het dit wyn geword. Die seremoniemeester sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as al die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Dan lees ons in vers 11, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Wat kan hierdie beteken? So 'n bietjie agtergrondinligting om hierdie teks mooi in te kleur. 'n Pa sal vir sy dogter se troue elke jaar een vaatjie wyn eenkant hou. Byvoorbeeld 'n dogter in die Bybelse tyd sou getrou het op 14 of 16 jarige ouderdom. So daar behoort dan 14 of 16 vaatjies wyn te wees. En soos wat die troue begin, sit jy die oudste wyn eerste voor en die nuutste wyn laaste. Dus was dit 'n groot verleentheid vir hierdie pa op dag 3, toe die wyn alreeds opraak. Jesus maak 'n plan met klipkanne. Klipkanne is gebruik vir mense wat vuil en onrein is. Dit is gebruik om mense skoon te maak. Die kanne dien as 'n simbool van 'n stelsel wat mense uitsluit. Maar Jesus gebruik dit hier vir 'n heeltemal 'n ander doel, juis om mense in te sluit. Jesus gebruik juis hierdie simbool, hierdie klipkanne vir sy eerste teken. En tog sê mense van Jesus later in die evangelie dat hy's 'n vraat en hy's 'n wynsuiper. Dis nogal 'n ongemaklike beeld van Jesus, wat nie altyd so lekker sit
by my nie. My vriende, keer op keer as ek die Bybel lees, dan lees ek van Jesus wat saam met mense brood breek en wyn drink. Nie net Saggeus nie, maar keer op keer saam met sy disippels. Ek dink sommer aan die kind met die 5 broodjies en die 2 vissies. Hoe Jesus keer op keer saam met mense sit en eet. Daarom juis, Jesus ruik na kos en wyn. Om Jesus se tafel kry ons lewe vandag, nie môre nie. Om Jesus se tafel kry ons lewe nou dadelik. En Jesus nooi ons almal na sy tafel, letterlik almal, om deel te wees. Dis om 'n tafel wat Jesus wyn en brood gevat het en sy liggaam en bloed met ons gedeel het, sodat ons deel van hom kan word. Jesus ruik soos goeie wyn wat almal vrolik maak en insluit. Jesus ruik soos goeie kos op 'n oop tafel gedek vir die wêreld. Aan sy tafel is ek en jy altyd welkom. Op hierdie noot wil ek jou sommer ook nooi. Dis nou Woensdag, maar môre aand sit ons saam aan die nagmaaltafel by Kragakama gemeente. Jy is welkom by die erediens Donderdag aand 6:30. Vrydagoggend op Goeie Vrydag hou ons 'n diens 9:00 en Sondagoggend 9:00 hou ons Opstandingssondag. En vir hierdie 3 geleenthede gaan ons by nog 3 metafore vanuit hierdie boek van Pierre Du Plessis stil staan. Jy is baie welkom. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, dankie vir kos. Mag almal om ons versadig word, genees word, liefgehê word. Gebruik ons daarvoor, Here. Amen.